Goeiemôre julle en welkom by Koffietyd saam met God. En ek het nou nie my beker hier by my nie of koffie nie, maar ek hoop jy het dan al ten minste jou koffie in en lekker koffie gedrink en dat jy al lekker aan die gang is. Ons lees vandag wil ek weer die gedeelte wat ons aangeraak het in die begin van die diens Sondag, 1 Timoteus 6, wil ek weer vir ons lees en ek wil hê ons moet 'n bietjie daaroor gesels en dit wat hy vir ons leer. En weer eens, ons tema vir die maand is eintlik maar geld of finansies. So nie noodwendig geld nie, rykdom kan mens eintlik maar sê, want rykdom is 'n klomp verskillende goed in 'n klomp verskillende maniere, nê. En so Paulus praat en hy sê dan nou skryf 'n brief dan aan Timoteus wat 'n jong leier is in 'n gemeente en hy sê dan vir hom die volgende. Hy sê, ek begin by vers 6. Hy sê die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie en ons kan niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die stryk van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mens in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gejaag. En so ons het so 'n bietjie gesels oor hierdie geldgierigheid of die woord is eintlik die liefde vir geld, nê. Het ons 'n bietjie oor gepraat Sondag en hoe toets ons liefde vir geld en ons het 'n bietjie daaroor gesels. So ek gaan nou nie so baie daaraan aandag gee nie. Maar ek wil graag begin met hierdie vers 6 wat sê die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie en ons kan ook daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. En ek dink dankbaarheid is 'n groot ding vir ons. Ek weet nie of julle al daai spotprent gesien het nie. Maar waar die twee eintlik maar is twee venstertjies en by die een venstertjie is daar so 'n lang ry. Jy sien dis besig, die ou is besig. En die ander venstertjie is die ou so hy so eintlik maar hy slaap amper maar so wat is die woord wat ek soek? Julle, want hy is nie besig nie, daar's niemand wat by hom staan nie. Hy is so verveeld, daar's die woord wat ek soek. Hy is so verveeld, hy is amper aan die slaap. Ek dink daar's nog 'n spinnerak ook ergens daar in die prentjie as ek nou reg onthou, nê. En dan bo op hierdie twee venstertjies staan daar twee woorde of is daar eintlik maar so 'n sinnetjie, nê. Aan die een kant daarso waar dit so besig is waar die ou nie kan voorbly nie. Is wense, nê, as ons gebedsversoeke vir die Here bring. En dan is daar so 'n lang ry van mense wat net die hele tyd hulle gebedsversoek gee. En dan die ander ou wat so eintlik maar so verveeld is wat niks het om te doen nie. Hy is dankbaarheid of 'n dankie sê of enige sweets, nê. En daar's niemand wat daar by hom staan nie. En ek dink nogal baie dis hoe dit met ons ook is. Baie keer dan het ons baie vinnig ons versoeke wat ons na die Here toe bring. Soos Here, jy moet hierdie ding vir my doen, jy moet daai ding vir my doen, jy moet dit, jy moet doen al hierdie goed wat ons wil hê die Here moet vir ons doen. Maar wanneer dit kom by dankie sê of wanneer ons net eintlik tevrede is met wat ons het, dan is ons baie traag om enigsins iets te doen. En ek dink wat Paulus vir ons juis hier wil sê is dat dis juis eintlik maar wat ons besig moet wees. Ons moet in dankbaarheid lewe teenoor die Here, want alles wat ons het is in elk geval syne. Psalm sê dit so mooi, nê. Alles in die wêreld, alles wat bestaan, is die eiendom van God of is God se, nê. En die einde van die dag is hy leen dit net vir ons. En ek dink wanneer ons daai mentaliteit het, is dat alles wat ek het is die Here se. Dan is dit eintlik so mooi. Dis eintlik 'n dankbaarheid waarmee ons lewe, nê. As jy by iemand of as jy iemand se kar leen of as jy iemand vir jou vra om sy huis op te pas en jy gaan bly dalk daar of iemand leen dalk vir jou sy vakansiehuis, nê. Dan dis 'n ander manier hoe jy daar bly, nê. Dis net 'n ander manier hoe jy dit hanteer. Dis net 'n ander manier hoe jy daarmee werk. As iemand vir my sy kar leen, dan sê ek baie versigtig en ry baie mooi. Ry sommer 10 km onder die spoedgrens of wat ook al, nê. Want ons is net baie meer versigtig, ons pas net baie beter op, nê. Maar ek dink ons moet daai selfde mentaliteit hê of gesindheid hê wanneer dit kom by God, nê. Want alles wat ons het, alles, hierdie hoed, hierdie klere, die laptop wat ek gebruik om hierdie video's mee te rekord en dan nog te edit, alles wat ek het, is die Here se. En wanneer dit die Here se is en hy leen dit net vir my, moet ek dit in 'n ander manier gebruik, moet ek dit in 'n ander manier oppas, nê.
En daarom moet ons eintlik met daai gesindheid in hierdie lewe gaan en tevrede wees met wat ook al ons het, want die Here leen dit vir ons en hy weet wat ons nodig het. Wanneer ons ons Vader gaan lees, dan sê hy, die Here gee vir ons daaglikse brood wanneer ons daarvoor vra. Hy gee vir ons wat ons nodig het. Nou ek wil gou vir julle so 'n snaakse storie vertel wat nou onlangs gebeur het. Ek wil graag hierdie mentaliteit by my kinders inskerp. En so ons stap hier by die huis uit en ek kan nie eens onthou waartoe ons op pad nie. Ons is op pad ergens heen. Ek dink dit was donderdag of wat ook al laasweek. En Matthew vra vir my, pappa, met watse kar gaan ons ry? En ek sê Jesus in. En hy sê nee pappa, met watse kar gaan ons ry? Ek sê Jesus in. En hy sê nee. Ek sê ons gaan met die bakkie ry. Dis Jesus sin, hy leen dit net vir pappa. En ek wil graag by hulle hierdie gewoonte inleer om te sê alles wat ons het, selfs die foon wat ek gebruik is kamera, nee. Alles is Jesus sin, hy leen dit net vir ons, nee. En so selfs met hulle speelgoed wil ek hierdie ding by hulle inskerp. As hulle in 'n sekere manier met dit speel, dan sê ek onthou Matthew of onthou Noah, dis Jesus sin, hy leen dit vir ons. Ons moet mooi kyk na dit, ons moet dit oppas. Vir as ons as hy net al buite gooi of wat ook al en dan sê hy vir hom, onthou dis Jesus, ons moet dit oppas. En hulle stap toe in elk geval, so ons sê toe nou vir ons, ry met die bakkie, dis Jesus in, hy leen hom net vir pappa. En hulle stap toe so en ek is gou nog besig in die huis. En ek kom so om die draai, maar Matthew nou al sien my nie en Noah af. Vir Matthew sê, kyk Matthew, Jesus se bakkie is baie vuil buite. En ek besef toe, sjoe, nee, ek het nog 'n bietjie baie werk om te doen, nee. Ek is bly hulle kry die konsep om te besef dis Jesus in, maar ek moet bietjie mooier na dit kyk, nee. As dit baie vuil is, dan kyk ek nie mooi na dit nie. En dis eintlik waaroor ons praat hierdie maand, julle. Dis eintlik waaroor dit gaan, is rentmeesterskap, dink ek is die mooi woord daarvan. Is hoe bestuur ons Jesus se goed? Nou Jesus vertel ook stories en ek dink is in selfs in Matteus 13 wat ons onlangs gelees het toe ons deur die week van gebed gegaan het, nee. Ek dink dis daar rondom waar Jesus 'n storie vertel van 'n bestuurder, nee. En Jesus vertel baie keer stories oor bestuurders of mense wat in 'n bestuursposisie geplaas word van 'n eienaar se goed. En Jesus vertel baie sulke stories waar hy sê dat daar is 'n eienaar en hy gaan weg en hy los die goed in die besitting of in die beheer van 'n slaaf. Die storie van die talente, nee, is presies dieselfde. Die bestuurder gaan weg en hy gee vir elkeen sekere hoeveelheid goed. En so die Bybel is vol gelykenisse. Jesus vertel 'n klomp gelykenisse oor rentmeesterskap. Hoe ons in beheer is van iemand anders se besittings. En wat maak ons daarmee? Hoe werk ons daarmee? En ons gaan lekker hierdie maand daaroor gesels in die opkomende dienste wat kom, gaan ons lekker daaroor gesels oor hoe bestuur ons God se geld en hoe bestuur ons God se rykdom en hoe bestuur ons God se besittings wat hy vir ons leen. Maar vandag wil ek eintlik net fokus op juis hierdie ding dat Jesus of Paulus vir ons kom leer om te sê ons moet tevrede wees met dit wat die Here in ons hande geplaas het en wat hy vir ons gegee het om te bestuur. Ons kan so maklik, en ek dink nou aan die gelykenis van die talente, nee, ons kan so maklik sê, maar ek het net 1, hoekom moet hy 10? Of hoekom moet hy 5? Hoekom moet ek net 1? Hoe werk hierdie situasie? Hoe werk dit so? En om te besef, maar die Here gee vir ons wat hy ons mee kan vertrou. En die Bybel leer ons ook baie duidelik dat as ons dieselfde gelykenis van die talente is, ons met min vertrou kan word, sal die Here ons nog meer gee. En so ek dink baie keer sit ons met die probleem, die Here gee nie vir ons meer of vertrou ons nie met meer nie, want ons kan nie eers vertrou word met die min wat ons het nie. Ons is nie eers tevrede met die min wat ons het nie. Ons is nie tevrede met dit wat die Here al reeds vir ons gegee het nie. En as ek nou sê min, julle, dan kan meeste van ons, seker 99 vir ons eintlik besef, maar ons het nie eintlik min nie. Ons het baie wat die Here al klaar vir ons mee toe vertrou het. As ons kyk na statistieke oor armoede en goed in hierdie land, dan 99%, as dit nie amper 100% van ons is ons eintlik in die ryker klas wanneer dit kom met armoede in die wêreld en die land nie, nee. En so wanneer ek praat van min, dan bedoel ek nie regtig ons het min nie, ons het eintlik baie.
maar julle hoor wat ek sê, nee. En so die Here kan ons nie met meer vertrou as ons nie met dit verantwoordelik is wat hy ons klaar reeds het nie. As ons nie al klaar tevrede is met dit wat ons reeds het nie. En so baie keer, ek het al vir julle die storie vertel, het ek baie gebid en ek dink baie van ons doen dit, maar seker nee, sê as die Here vir my meer gee, as die Here dit vir my doen, as die Here vir my die lotto laat wen of as die Here dit of dat, dan sal ek getrou wees aan sy woord. En dis nie hoe dit werk nie, julle. Ons moet in die eerste plek getrou wees aan sy woord. Ons moet eers wys ons is betroubaar in die min wat ons het en dan sal die Here vir ons meer vertrou. Dan sal die Here vir ons meer gee. En so ek dink wanneer dit kom by vandag en vandag se gedeelte wil ek juist net dit inskerp by ons is dat is jy tevrede met dit wat jy het. En dis een van die tekens van is jy lief vir geld, nê? Is jy dankbaar, is jy tevrede met dit wat jy het. En so mag ons in die eerste plek tevredenheid hê in dit wat ons het. En mag ons dit bestuur, mag ons die rentmeterskap vat wat ons nodig of wat God van ons vra. En mag ons betroubaar gevind word met wat die Here ons reeds vertrou het. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê, mag jy 'n wonderlike week verder hê. Ons gesels donderdag weer. As jy nog nie Sondag se diens of as jy nie weet waaroor ons praat nie en want jy het dalk nie Sondag saam met ons, jy was dalk nie Sondag saam met ons nie. Die diens kom môre uit. So jy kan hom sommer dan daar kyk, so dan kan jy vandag se koffietyd kyk, môre kan jy die diens kyk en dan kan jy sommer lekker donderdag die volgende koffietyd saam met God kyk. En so ons gaan 'n bietjie verder gesels oor hierdie gedeelte in 1 Timoteus 6 volgende week. Nie volgende week, die donderdag wanneer ons weer koffietyd saam met God het. Mag jy 'n wonderlike dag hê, mag jy 'n wonderlike week hê en sien jou weer